Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 27ste Augustus 2026. Ons doen die nuus in kolla en ons hoofopskrif vir vandag sê: taxi-bestuurder kry 'n opgeskorte vonnis oor 13-jarige meisie. Nog berigte: sersant aan die polisie in hegtenis wat geld onregmatig eis van 'n lid van die publiek. Polisie lê beslag op 13 miljoen rand se dwelms in die Wes-Kaap. Haai en bulle pak mekaar hierdie naweek in Durban. Alan Ederle neem in Italië aan 'n wedrendeel, hy mik vir 'n podiumplek. Alcaraz en Williams verloor in 'n dubbelspel in New York. 'n 33-jarige taxi-bestuurder van Postmasburg in die Noord-Kaap het 'n vonnis van 5 jaar gevangenisstraf gekry nadat hy skuldig bevind is aan statutêre verkrachting van 'n 13-jarige meisie. Die voorval het op 28 April 2024 gebeur. Die meisie was op pad huis toe nadat sy 'n snoepwinkel besoek het. Die taxi-bestuurder het haar gedwing om in sy taxi te klim en haar na sy woning geneem. Volgens die polisie die man het daarna verkragt en haar gedreig om niemand van die voorval te vertel nie. Die meisie het later aan haar ma vertel wat gebeur het. Sy het daarna mediese ondersoek en die saak is by die Postmasburg polisiestasie aangemeld. Die taxi-bestuurder is later deur die polisie in Postmasburg opgespoor en is in hegtenis geneem. Die hof het hom tot 5 jaar gevangenisstraf gevonnis. Die hele vonnis is egter vir 5 jaar opgeskort. Dit beteken hy hoef nie dadelik tronk toe te gaan nie, maar hy moet gedurende die 5 jaar aan die hof se voorwaardes voldoen. Die saak beklemtoon weer hoe belangrik dit is dat kinders veilig moet wees en dat ernstige misdade teen kinders by die polisie aangemeld moet word. 'n 43-jarige speurdersersant van die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Sasolburg is in Julie in hegtenis geneem nadat hy glo geld van 'n man geëis het om 'n aanrandingssaak teen hom te laat verdwyn. Volgens die polisie het die saak begin toe die speurder ondersoek ingestel het na 41-jarige man wat van aanranding verdink is. Die polisie het hom glo besoek en het gesê daar's 'n saak teen hom, maar hulle kan iets reël sodat hy nie gearresteer word nie. Die man het glo uiteindelik R2000 elektronies oorbetaal. Die speurder het daar volgens die ondersoek beweer dat 'n aanklaer nog R10.000 wil hê om hierdie saak te laat vaar. Die man het egter die saak by die Vrystaatse Polisie se teenkorrupsie eenheid aangemeld. Die polisie het toe geheime lokval gereël. Die polisie het glo later met die klaar ontmoet om die verdere geld te ontvang. Hy is direk na die geldwisseling in hegtenis geneem en die gemerkte lokvalgeld is volgens die polisie ook in sy besit gevind. Die polisie lid staan tereg op aanklagte van korrupsie en afpersing. Dit is belangrik om daarop te wys dat hy slegs 'n beskuldigde is en dat die hof uiteindelik oor sy skuld of onskuld moet bewys. Die saak wys ook hoe belangrik is dat mense pogings tot omkopery moet aanmeld. Wanneer 'n polisiebeampte glo sy posisie gebruik om geld van 'n lid van die publiek te eis, ondermyn dit die vertroue in die hele polisiediens. Die Wes-Kaapse polisie het 2 afsonderlike operasies in Khayelitsha en Riviersonderend beslag gelê op dwelms met 'n geskatte straatwaarde van ongeveer R13 miljoen. In Khayelitsha het polisiebeamptes by huis toegeslaan nadat hulle glo inligting ontvang het oor dwelmhandel. Dwelms ter waarde van ongeveer R2 miljoen is daar gevind en die verdagte is ook in hegtenis geneem. Die tweede operasie het in Riviersonderend plaasgevind waar die polisie op 'n veel groter hoeveelheid dwelms beslag gelê het. Die twee sake vorm deel van die polisie se voortgesette pogings om dwelmhandel en georganiseerde misdade in die provinsie hok te slaan. Die beslaglegging is 'n belangrike terugslag vir dwelmhandelaars, aangesien miljoene rande se onwettige voorraad uit die mark verwyder is. Dit kan ook help om die verspreiding van dwelms in gemeenskappe te beperk. Die polisie het intussen voortgegaan met hulle ondersoeke en verdere arrestasies kan moontlik volg na mate die oorsprong en bestemming van die dwelms ondersoek word. 'n 50-jarige polisiekaptein van die Wes-Kaapse Provinsiale Tactical Response Team is Woensdagoggend in Nyasa doodgeskiet tydens 'n operasie teen onwettige vuurwapens. Die kaptein was betrokke by die ondersoek na die onlangse politieke moorde in hierdie gebied. Die skietery het by die 7de Laan informele nedersetting aan die Uniondale pad uitgebreek. Volgens die polisie het beamptes inligting opgevolg oor mense wat vermoedelik onwettige vuurwapens besit het. Tydens die operasie het 'n skietgeveg tussen die polisie en 'n 38-jarige verdagte ontstaan. Beide die polisiekaptein en die verdagte is dood. 2 onwettige vuurwapens is op die toneel gevind. Die polisiekaptein was spesifiek in Nyasa ontplooi om te help in die ondersoek na die moord op die voormalige Nyasa burgemeester en ANC wijkraadslid Aubrey Tsengwa, asook die moorde op Mandla Matiwane en Mandla Jololo. Aldrie het verlede week in afsonderlike skietvoorvalle oorlede. Die reeks moorde het ernstig gekom oor 'n politieke geweld in Nyasa laat ontstaan. Ondersoekbeamptes probeer vasstel of daar 'n verband tussen hierdie verskillende moorde was. Daar is tans ernstige nuwe ontwikkelings oor miljarde rande se onreëlmatige by NSFAS, die jongste bevindinge van die openbare beskermer
wys dat ongeveer 40.000 studente by 76 instellings onregmatig befonds is, met die waarde van die onbehoorlike befondsing wat sowat 5,1 miljard rand is. So wat is die probleem? 5,1 miljard rand se studentebefondsing is volgens die ondersoek onbehoorlik toegeken. Die probleme hou verband met swak bestuur, gebrekkige administrasie, onvoldoende kontroles en swak toesig. Die SIU het reeds 1,7 miljard rand van fondse wat verkeerlik toegeken is of gebou is, help verhaal. Die NSFAS is in Mei 2026 onder administrasie geplaas weens die ernstige bestuurs- en finansiële probleme daar. Daar is ook probleme met studentebehuising, waar die openbare beskerming risiko's van bedrog en uitbuiting geïdentifiseer het. In Junie het die Wes-Kaapse Hooggeregshof bevind dat NSFAS se verkrygingsprosedures vir sekere studente toelaat betalingskontrakte onwettig en ongeldig was en daar verskeie verkrygings onreëlmatige en onvoldoende interne beheermaatreëls was. Discovery Limited se aandeleprys het Woensdag 26 Augustus 2026 met 4,71% gestyg tot ongeveer R258.51 per aandeel. Dit was 'n styging van R11.63 teenoor die vorige verhandelingsdag. Die mark se positiewe reaksie kom teen die agtergrond van Discovery se sterk finansiële prestasies. Die groep het vroeër aangedui dat sy hoofverdienste per aandeel vir die 2026 boekjaar na verwagting met 31% tot 36% kan toeneem. Discovery Bank se groei en die prestasie van Discovery Health en ander sakeeenhede ondersteun ook die groep se vooruitsigte. Die Hollywood Sharks en die Vodacom Blue Bulle gaan Vrydag aand 28 Augustus kragte meet in die belangrike Karibeker wedstryd. Afskop is om 19:15. Dis die laaste wedstryd van die ligafase vir die Sharks 15-tal en as nog baie op die spel. Vir die Haie is die wedstryd besonder belangrik omdat hulle nog 'n kans het om die halfeindronde te bereik. Die afrigter Mike Waulhuis het sy spelers gewaarsku om nie vasgevang te raak in die verskillende punte en uitslagkombinasies nie. Volgens hom moet die span eerstens daarop fokus om die Bulle te wen. Die Haie gaan ook met redelike kontinuïteit in die span die wedstryd aanpak. Hanno Pieterse keer terug op 8ste man terwyl Tino Maverese na flank verskuif word. Dit wys dat die Sharks reeds 'n sterk span wil instuur vir hierdie belangrike kragmeting. Aan die ander kant gebruik die Bulle die wedstryd om hulle jonger spelers waardevolle ervaring te gee. Die Pretoria span se Karibeker veldtog was nie wat hulle gehoop het sou wees nie, maar hulle het in baie van hulle wedstryde mededingend gebly en het reeds 5 bonuspunte uit 6 nederlae behaal. Die feit dat die wedstryd op Kings Park gespeel word, kan ook 'n groot rol speel. Dis die eerste keer hierdie seisoen dat die Sharks 15-tal 'n Karibeker wedstryd by Kings Park gaan speel, nadat hulle van hulle vorige wedstryde in ander dele van KwaZulu-Natal aangebied het. Suid-Afrika se Alan Heatherly is gereed vir nog 'n groot uitdaging in die bergfietswêreld wanneer die 2026 bergfietswêreldkampioenskappe hierdie week in die Val di Sole in Trentino, Italië gaan plaasvind. Die kampioenskap loop van 26 tot 30 Augustus met die elite man se groot XCO wedren op Sondag. Heatherly se verdedigende wêreldkampioen en sal dus probeer om sy wêreldtitel suksesvol te verdedig. Hy staan egter voor 'n uiters sterk internasionale veld met onder andere Tamperok, Matthew van der Poel en Victor Koretsky. Die Suid-Afrikaner het vroeër vanjaar reeds gewys dat hy steeds onder die wêreld se bestes gereken moet word. Hy het in Julie die Suid-Afrikaanse XCO en XCC titels gewen, terwyl hy die onlangse wêreldbeker wedren in Les Gates 11de in die XCO geëindig het. Die droomkombinasie van Serena Williams en Carlos Alcaraz se avontuur by die Amerikaanse Ope is tot 'n einde gebring. Die twee tennissterre is in die kwartfinale van die gemengde dubbelspel by Arthur Ashe Stadion in New York uitgeskakel. Williams en Alcaraz het hulle teen Belinda Bencic en Flavio Cobolli te staan gekom en die wedstryd met 5-4 en 4-1 verloor. Bencic en Cobolli vorder nou na die halfeindronde. Dit was egter 'n besondere terugkeer vir die 44-jarige Williams wat na afwesigheid van byna 4 jaar weer op die bekende Arthur Ashe baan gespeel het. Sy die 22-jarige Alcaraz het vroeër hulle eerste wedstryd saam gewen en Erin Routleffe en Lloyd Glaspool met 5-3 en 4-1 gewen. Die wedstryd het groot belangstelling getrek omdat die twee generasies van tennis op dieselfde baan saamgebring het. Die Suid-Afrikaanse spanne Proteas maak hulle gereed vir die 2026 Africa Netball Cup wat van 19 tot 26 September in Nairobi, Kenia aangebied word. Suid-Afrika gaan die toernooi as verdedigende kampioen aanpak en wil sy Afrika titel so behou. Die afrigter Jenny van Dijk het besluit om meer van die ervare spelers te laat rus en jonger spelers 'n kans gee om internasionale ervaring op te doen. Die doel is nie net om die beker te wen nie, maar ook om die span se diepte te verbeter met die oog op die 2027 Netball Wêreldbeker in Sydney in Australië. Kamogelo Maseko is as kaptein aangewys en die span sluit ook spelers soos Aurelien Struiker, Nonsekelo Mazibuko, Owethu Ngubane, Kayla Damas, Carla Victor en Tulisile Maduna aan. Die Proteas hou egter nie net by die beker in gedagte nie.
Die toernooi bied hulle 'n belangrike geleentheid om nuwe kombinasies te toets, jong talent te ontwikkel en die span se reservekrag te versterk. Suid-Afrika se Lloyd Harris het 'n sterk vertoning gelewer toe die Australiër Bernard Tomczyk in die Amerikaanse ope kwalifisering verslaan het. Harris het die wedstryd in 3 stelle met 6-2, 5-7 en 6-2 gewen. Die Suid-Afrikaner het die eerste stel gemaklik beheer, maar Tomczyk die tweede stel teruggeveg en het met 7-5 gewen. Harris het egter nie onder die druk gesoog nie en het die beslissende derde stel weer sy beste tennis gewys. Met die 6-2 oorwinning in die derde stel het Harris sy plek in die volgende ronde van die kwalifisering bespreek. Dit is 'n belangrike oorwinning vir Harris wat hoop om deur hierdie kwalifisering deur te dring en 'n plek in die hoofloting van die Amerikaanse Ope te verseker. Daar is groot opgewondenheid rondom die Jansen-tweeling, want Duan Jansen het sy eerste oproep na die Proteas gekry en sal binnekort saam met sy tweelingbroer Markie Jansen vir Suid-Afrika speel. Duan, 'n veelsidige linkerarmbouer en kolwer, het homself die afgelope seisoen met uitstekende vertonings vir die Titans in die nasionale span se prentjie ingespeel. Hy is onder meer as die Titans se speler van die jaar en die One Day Player of the Year aangewys. Die 26-jarige het nou sy eerste Protea oproep gekry en vir die T20 3-nasie reeks teen Namibië en Zimbabwe wat op 28 Augustus in Windhoek begin. Dieselfde groep sal daarna ook 3 wedstryde ODI reeks teen Namibië gaan speel. Marco is reeds 'n gevestigde Protea-speler en het internasionale ervaring in al 3 van die formate. Hy en Duan is identiese tweelingbroers en dit sal 'n besonderse oomblik wees indien hulle saam in dieselfde Protea-span op die veld kan uitdraf. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1426, Polokwane 1023, Lephalale 1327, Mbombela 1422, Mahikeng 1326, Pretoria 1324, Johannesburg 1323, Ermelo 823, Galagari 1632, Gaborone 1526, Richards Bay 1524, Pietermaritzburg 1027, Durban 1623, Port St Johns 1626, Pongola 1725, Maputo 1924, Bethlehem 722, Bloemfontein 1024, Alawal Noord 1026, Welkom 1325, Vryburg 1328, Kimberley 1429, Appington 1832, Prieska 1731, Springbok 1631, Karasburg 1933, Keetmanshoop 1932, Mariental 1731, Alexanderbaai 1329, Brandvlei 1932, Loederitsbaai 1633, Vredendal 1432, Kaapstad 1521, Sutherland 1226, George 1532, Jeffreys Bay 1130, Cabarra 1133, Grafreinet 1030, Kapogalas 1025, De Aar 1427, Molteno 822, Beaufort Wes 1332, Oos-London 1431, Mabalane 1628. Ons verkorte weerberig vir die provinsies: die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met sterk oostelike winde langs die kus. Die Oos-Kaap sonnig tot gedeeltelik bewolk en warm. Sterk tot stormsterk kuswinde is ook moontlik. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie, winderig langs die kus. Vrystaat sonnig tot gedeeltelik bewolk en warm. Noordwes oorwegend sonnig en warm met enkele wolke later. Gauteng sonnig tot gedeeltelik bewolk en matig warm. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met 'n kans vir enkele buie in die ooste. Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en warmer in die noordelike dele. Noord-Kaap provinsie sonnig en warm tot baie warm. Ons markaanwysers vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R15.95, 'n pond kos R21.71, die euro verhandel teen R18.60, Australiese dollar kos R11.45, 'n yen kos 10 sent, die prys van platinum is $1,867, palladium se prys is $1,341, die goud per fyn ons is $4,623, silwer se prys is $68.34, Brent olie per vat is $88.58. Ons gedagte vir die dag: moenie wag vir 'n perfekte dag om gelukkig te wees nie. Maak vandag betekenisvol met die geleenthede wat jy reeds het. Onthou, elke nuwe dag is 'n nuwe kans om iets positiefs te doen, iemand se lewe aan te raak en met hoop vorentoe te kan kyk. Dis al vir vandag.
Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. Aangename dag word vir almal toegewens.